Goeiemiddag op Sondag 16 November. Dis die tweede episode van Ligter Lewens. Verlede week het ons vir Theodor Niels as gas gehad, ook van die Kaap, net soos vandag se gas Len Evans. Maar Len is eintlik nie van die Kaap nie. Len is eintlik 'n inkomer. Gaan kyk gerus na verlede week se onderhoud met Theodor op YouTube en hou die oë uit vir die volgende een volgende week. En daarmee stel ek aan julle bekend Len Evans. Nice dat jy my uitgenooi het. Dankie dat jy bereid is om jou storie te vertel. Ek het net gesê, wie het lus om hulle stories te vertel? Wie is dapper genoeg om hulle stories te vertel? Want baie mense sal weet dat hulle undercover ateïste moet wees. Kom ek begin en ek vra vir jou, hoe voel jy oor die label, die etiket ateïs? Hoe voel jy daaroor? Hoe gebruik jy dit? Is jy okay daarmee? Ek mind nie om vir mense te sê ek is 'n ateïs nie, maar ek weet die oomblik as ek dit doen, is dit ook die einde van die verhouding, basically. Mense is onmiddellik bang vir jou. Hulle vra vir jou hoekom. Jy weet, dit is net weird. Dit bring so baie vrae op en ek dink hulle verloor dadelik respek vir jou. Maar ek het nou 'n paar mense ontmoet wat eers vir my gesê het, hulle is ateïs, en dit was vir my way up. Maar ek persoonlik is nie skaam daaroor nie, ek is trots daarop, ek is bly ek is 'n realist en ek studeer wetenskap en ek het evidence vir al die nonsens wat 'n mens in glo. En ja, ek verkies soms soveel waarhede te leer en te ken as moontlik. En as ek cognitive dissident sê, dan wil ek ontslaa raak daarvan. Jy weet, ek wil nie aanhou glo aan nonsens nie. En ek dink ons baie keer. Ja, en as ek agterkom, ek het cognitive dissident, dan of aanvaar ek dat ek dit het, of ek delete dit, want ek wil dit nie hê nie. Ek wil soveel, my lewe is makliker as ek die waarheid praat en as ek weet wat gaan aan. En as ek responsibility vir myself vat en nie wag vir pappa in die hemel nie, jy weet. As ek weet dat wat ek doen, het konsekwensies. En of ek nou goed is en of ek nou sleg is, ek is 'n mens, ek gee nie om nie, maar ek verkies om, ek wil nie 'n psychopath wees nie, ek wil graag nice wees, jy weet. En dit werk nie altyd nie, maar dit werk vir my. Ja. Ek dink die groot ding wat jy vir my daar gesê het is wat een van die grootste verskille tussen my gelowige self en my huidige self is dat ek hoop dat ek meer skepties is ook oor dit wat ek glo. Dat ek meer oop is daarvoor dat ek verkeerd mag wees. Terselfdertyd beteken dit dat wanneer ek weet ek is reg oor iets, dan staan ek ook op, ek weet ek is reg hieroor. Maar dis 'n ander weet, is nie, ek weet ek is reg omdat ek dit glo, en hoe meer ek dit glo, hoe meer glo ek is reg nie. Dit is, ek weet ek is reg, want ek het die werk gedoen om te gaan uitvind of ek reg is hieroor. En dis heeltemal 'n ander interaksie met die werklikheid en met die feite van die werklikheid. Len, kom ons gaan terug tot waar moet ons teruggaan om uit te vind waar jy vandaan kom. Ons weet jy kom van jou ma en jou pa af en ons weet hoe dit werk. Vertel ons, waar het die storie begin van Len se lewe? Okay, ek is gebore in Kenton Park en ek is by die NG Kerk grootgemaak. My paal was nou nie crazy nie, hulle was maar gewone Christene, jy weet. Hulle het maar kerk toe gegaan een keer op 'n Sondag in die aand. Ek het kerk toe gegaan in die oggend, ons het nie 'n keuse gehad nie. En daarna was daar katekisasie of een of ander ietsie, wat, weet jy, dit is my eintlik maar 'n blur, want ek dink nie ek het ooit geweet wat aan nie. Ek het dit net nie verstaan nie, dit was my ridiculous, jy weet. En, maar ek onthou 'n paar dinge. Ek onthou toe ek nog seker 5 jaar nie, so seker 10 jaar of 11 jaar was, nog standaard 2 of 1 of daarom, het ek geloop van die skool af saam met 'n vriend, en vir een of ander rede het ek vir hom gesê, hy moet asseblief hierdie woord gebruik, en dis nou nie 'n woord wat jy mag gebruik op die internet nie, sodat hy kan hel toe gaan saam met my, want ek is te bang om alleen te gaan, né? So daai vrees van die hel, was al daai tyd in ons gebrainwash, né?
En ek dink dis kindermishandeling om mense sulke goed te leer, vanaand vir kinders. Kinders is paranoid oor die hel. En dit blok hulle hele lewe vir hulle. Jy weet, en ek onthou dit. Ek onthou dat ek van gesê het, sê daai woord, en toe het ek sê, so ek so verlig, want toe weet ek nie, ek gaan net die enigste een in die hel wees nie. Jy gaan nie die enigste, maar kan jy onthou wat dit was wat jou so oortuig gemaak het dat jy hel toe gaan as 10-jarige seentjie? Of kan jy nie dit, jy kan nie daai detail nie. Kyk, die NG Kerk is maar, jy weet, ek het geen tyd vir dominees met hulle vroom, liefdevolle gesigte wat vir jou vertel hoe jy aan die lieflike God moet glo, wat so vol liefde is, maar hy gaan jou hel toe stuur as jy stout is, nee? En jy kan niks reg doen nie. En die NG Kerk is baie erg. Ek onthou my maat erg by die huis gekom en gesê, sy is nou gatvol vir die kerk, want die dominee het nou vir haar gesê, almal is soos vrot pampoene op 'n ashoop. Ek sal dit ook nooit vergeet nie. Toe sy nou baie upset, nou ja, ek weet, ek luister elke nou en dan na die kerkstories in die kar, want ek hou daarvan om te lag. En dis al wat dit nou aan my doen, dis vir my belaglik. Ek kan nie glo mense met 'n brein hoor dit nie. Ek dink mense is psigopaties om dit te glo. Ek dink nie hulle is slegte mense nie, natuurlik nie. Maar ek dink 'n mens is so gebrainwash en so diep gebrainwash dat jy nie daaroor kan kom nie. Dis net amper impossible. Ek dink jy moet verskriklik baie leer en deur groeiproses gaan voor jy vir God kan opgee en besef dis 'n klomp bollie. Ek onthou ook, ek moes toe nou aangeneem word. Ek is toe na die tweede laaste een wat die dominee moet gaan sien. En ek kon net nie gaan nie, want dit was net maar ridiculous. Want enigstens ek gaan toe dit is as jy 16 jaar oud is, né? Ek gaan toe eventually na die dominee. Ja. Die dominee sit vir my neer in sy kantoor en hy sê vir my, okay, bid. Ek bid toe na my, en terwyl ek bid sê toe nou, okay, ek weet nou nie wat gaan aan nie, maar dank in elk geval. En hy sê toe vir my, nee, jy moet net die Heilige Gees aanvaar. Aanvaar, jy weet, aanvaar hom net. En ek het laat ek gaan asseblief net uitkom in Romeiskoop, so toe sê ek vir hom, okay, ek het die Heilige Gees aanvaar, so vir my bid nou weer. Toe bid ek, toe sê ek, ag baie dank, ek het die Heilige Gees aanvaar. En toe is op die laaste keer, ja, toe bid ek nou maar. En die volgende dag, dink ek, is ons nou in die kerk en sit nou heel voor, ek kry dan nou die laggriep, wil my doodlag, want die jakens sit almal en kyk vir jou, en dit is nou baie ernstig. En dit was die laaste keer in my lewe wat ek in die kerk was. Ek was dan na 'n ander kerk om te gaan kyk wat hulle doen. Maar ek het gewoonlik, want ek was op Goudse onderwyscollege, as hulle kerk toe stap en ry, want ons moes kerk toe gaan het ek parkie toe geslip, wanneer ek kon, so ek het nie gegaan nie. Ek het 'n idee in watter jare hier is, want ek en jy het al van tevore ontmoet, maar ek dink nie mense besef hoe die indoktrinasie was, want jy's 'n jong man, jy is besig om te studeer aan Goudstad Onderwyscollege, en julle moet in rye, soos koshuiskinders, moet julle Sondag kerk toe stap. Né? Jy weet. En is julle gesorteer volgens groepe? Die doppers is hier en die AGS is hier en die baptiste is daar en die... Ja, ander was nie baie populêr nie. Jy moet meer maar NG Kerk wees in die Goudse Onderwyscollege. Dit was 'n Christelike onderwyskollege. Natuurlik, want jy moet die volk se kindertjies gaan opvoed in die weë van die nasionale party, van Christen Nasionale Onderwys, nie? En jy weet wat toe nou gebeur het? Na 3 jaar toe besluit ek het nou genoeg gehad van die nonsens ook. Want hulle vat dan jou hare in die college, en as dit te lank is, dan moet jy dit skeer. Jy weet, wat hulle vir mense leer, is so suppressive in daai college gewees. Ons het gaan dans by die Engelse college partymal, en dit was heeltemal anderste. En toe ek die dag besluit, ek het nou genoeg gehad, ek gaan waai. Toe gaan ek na die hoof toe, want roep hulle my nou in, want ek was toe nou daar vir 3 jaar. En hy wil nie ek moet gaan nie. Toe sê ek van nee, maar ek is gay. O nee, dan is dit reg as jy gaan, want ons wil nie gay mense hê nie. Baie dank dat jy eerlik is, maar ons is basically baie bang vir gay mense. Toe sê ek vir hom, weet tussen jou rugby span, nee, daai Bushmans, hulle is so gay, maar jy weet dit nie eers nie.
En toe sê hy vir my, okay, dan kan ek maar gaan. Toe het ek gegaan. So kan jy sien hoe het hulle nog teenoor gay mense ook gevoel. En dis die kerk. Kom ons praat daaroor. Ja. God haat gays. Ja, wel, daar sal die wees wat van jou verskil en sal sê God haat nie gays nie. God haat net dit wat gays doen. Hy's actually lief vir gays. Ek wil graag sê dat ek vind dit baie moeilik om te verstaan hoe 'n gay persoon nie kan sien dat die God van die Bybel jou en jou lewenstyl verag nie. Ek dink ek dink gay mense is seker van die mense wat die ergste aan Stockholm-syndroom moet ly, om te wil vasklou aan hierdie geloof, wat van jou 'n absolute veragtelike persoon in die oë van die God wat jy so graag wil hê, jy moet aanbid. Ek kry gay mense regtig jammer, wat nog steeds daai behoefte het om hierdie God lief te hê, wat so duidelik daaroor is dat hy jou haat. En ek wil jy moet bietjie vir ons, as jy gemaklik is daarmee, vertel vir ons, hoe het jy agtergekom jy is gay, hoe het dit jou laat voel, en alhoewel dit klink vir my asof jy eintlik maar 'n bietjie van 'n backsliding Christen was, Len. Dit klink vir my asof jy maar redelik jonk al besluit het hierdie goed is ten spyte van jou vrees vir die hel, kry ek die idee dat dit het nooit regtig die indoktrinasie van vrees vir die hel het gevat, maar die res het nie eintlik gevat nie. Is ek reg as ek dit sê? Jy weet, ek dink ek het gedink. En ek dink die meeste mense dink nie. Hulle aanvaar dit, hulle hoor dit van hulle onderwysers, van hulle ouers, van almal af, hulle dink nooit nie. En die groot vrees is om te dink. En die ander groot vrees is, ja, okay, toe dog ek wel, hierdie kerk is rubbish, ek gaan nooit weer kerk toe nie, maar natuurlik is daar 'n God. Ons gaan nou daarby uitkom, jy weet, dan maak jy maar jou eie God op. Maar die enigste manier waar jy van God kan leer is uit die Bybel uit. Daar's geen ander plek nie, daar's geen ander boeke geskryf nie, alhoewel 3000 jaar voor die tyd is Plato en Sokrates en Heraklitus en almal boeke geskryf, maar oor Jesus is daar net een boek. Wat is jare daarna, so jy leer net daarvan van God, nêrens anders nie. So jy kan nou maar jou eie religion create, en dis wat die meeste mense doen. Wag, kry ek net 'n kramp in my been. En so, wat gebeur het, is toe ek nou uitvind ek is gay, dis nou 'n boodskap van bo. Toe ek nou uitvind ek is gay, ek was seker so 12 jaar wat ek begin uncomfortable voel het, en gesien het, as ek iets sê oor mans, het my vriende my nie meer vriendelik gewees, en ek was 'n bietjie feminine, en ja, dit was my heavy suffering, jy weet, ek was nie regtig aanvaar deur niemand en niks nie, en toe besef ek, maar as ek nou nie aanvaar word deur niemand en niks nie, kan ek net presies doen wat ek wil in die lewe, wat beteken ek hoef nie kerk toe te gaan nie, ek kan dink oor alles weer 'n keer, want hier haat God my nou, en hier haat my pa my, en my broers my, en almal my, en ander mense, en toe begin ek studeer, en ek het nog nooit opgehou nie, en ek ken die Bybel beter as enige Christen, hulle kan maar kom. Jy weet, daar's nie een Christen wat die Bybel ken nie. Ek het nou met die Jehovah Witness wat hier by my deurgekom het 'n week gelede. Toe sê ek van naderkie, toe sê ek van my, ek wil nie jou pamfletjie hê nie, kom ons praat. En ek is gay. En God haat gays. Toe sê hy, nee, God haat geen gays nie, dis nie so in die Bybel nie, alhoewel ek kan dit vir hom wys. Toe sê hy, God haat jou, wat jy doen. Toe sê ek vir hom, en ek gaan nou nie daai woord gebruik nie, en toe hardloop hy en sy seun weg. Maar toe wil hy nou hê, ek mag nooit in my lewe lief hê of 'n verhouding hê nie. Toe sê ek hom, ek is jammer, ek is gay, dit gaan saam, it goes together. En as dit jou God is, nee, dan wil ek met hom niks te doen hê nie. Nie nou nie, nie nooit nie, en al lewe hy en al bestaan hy, nee. Eerste ding wat ek sal doen vir hom, as ek hom ontmoet, dat ek nou nie lelik wees nie, want ek wil gesê, ek sal hom met 'n vuist slaan. Ek sal vir hom vra, wat is jou storie, jy weet. In elk geval, ja, so ek het besef, daar is nie 'n God nie, dit is 'n klomp bol. Vanaand toe ek na 'n kankersaal gegaan het vir kinders. Ek sê vir mense wat sê,
Hoekom glo jy nie aan God nie? Gaan na 'n kankersalte vir kinders. Nou wys jy vir my waar is jou liefdevolle God, sonder om my intelligence te insult. Jy weet. En hier het ek nou 'n man, ek ran 'n saal, ek huur 'n saal uit en daar's 2 kerke wat in die oggende en in die aand daar kerk gee. Ek wil juist nou gaan na hulle healing service toe, te kyk wat daar aangaan. Ek wil kyk of ek 'n nuwe, ek het nou niks missing nie, maar dalk iets groter kan kry. In elk geval, hulle gaan nou ek praat met die ou wat daar werk, hy doen die musiek en ek vra en hy sê toe vir my, ons is besig om goed reg te pak, hy's 'n Christen en ek sê van en glo jy die Bybel? Toe sê hy ja, alles is 100% reg. Toe sê ek van die storie van in Matteus wat die Here toe nou opgestaan het en toe gaan die grafte oop of daai ding en die mense loop deur die dorp en ek sê vir hom, hoe dink jy het hulle gelyk? As daar geskrifte en boeke was voor die tyd, nee, dink jy nie elke koerant in daai tyd sou daaroor geskryf het nie, nee. Dit sou drama gewees het, jy weet. En daar was nie een ding oor geskryf en dit is net in die Bybel. Ek kan nie imagine hoe jy ouma wat al 600 jaar dood is vir jou kom kuier, hoe gaan jy voel nie? Ek weet nie hoe gaan sy lyk nie, want Enike, hy weet daarvan niks. Ja. Jy weet, Len, iets wat ek baie keer oor wonder wanneer ek met Christene praat oor die Bybel, is hoe hanteer 'n mens daai tekste? En ek weet hoe ek dit hanteer het. Ek het dit of nie gelees nie, of ek het, as ek daaroor gewonder het, het ek dan maar, was daar daai stemmetjie wat sê, maar moet dit nie probeer verstaan nie, jy hoef dit nie probeer te verstaan nie, maar as 'n mens die teks dan nou vat, soos wat die teks daar staan, dan is dit een van die passasies wat vir my die meeste laat wonder het, want ek wonder nou, byvoorbeeld, die Bybel sê nou nie, was dit nou, dit sê grafte het oopgegaan en dooies het uitgekom. Ok, so, nou papi kom uit, papi, kom ons sê, papi is nou so 3 weke terug dood, hy is nou 'n onlangse afgestorvene, en nou gaan papi nou terug huis toe, of kom ons maak dit 3 maande, kom ons sê mami het dan 3 maande gevat, wag voor sy 'n nuwe man gevat het, en hier kom papi terug, en hier is nou 'n nuwe man. Wat het papi gedoen, en wat het mami vir papi gesê, en die volgende ding wat ek ook baie oor wonder is, hoe lank het daai mense nou, het hulle net aangegaan, was hulle dood nou net so soort van 'n pause knoppie, en toe gaan hulle net aan van daar af tot hulle dan nou weer doodgaan, of was dit net soos vir 3 dae of vir 5 dae, en het hulle geweet, die implikasies van die teks, as jy die teks glo, dan moet jy mos dit wat die teks sê end uitvoer. Jy kan nie logies en eerlik en intellektueel eerlik wees en sê, ek glo dat Jesus uit 'n maagd gebore is, maar die grafte wat oopgegaan het, dit is net 'n metafoor vir iets. Ja, my grootste vraag vir Christene is, God kan dit doen. Dis wat hulle sê. Wel, verseker kan God dit doen, maar as jy glo dat God dit kan doen, dan moet jy dit alles glo, dan moet jy dit glo dat hy die dooies laat opstaan het by die aardbewing toe Jesus gekruisig is, en dan moet jy daai werklike probleme dan uitpak. Selfs God opereer dan in 'n werklike fisiese wêreld, en jy kan nie dooies uit die graf uit laat kom, en nou, wat, gaan hulle net so stof verdwyn na 3 ure? Jy weet, hoe Christene die integriteit van hulle eie teks eintlik in twyfel trek deur lukraak te besluit, hierdie deel is metafories, hierdie deel is letterlik. Dit is iets wat my verbuister het, en dit was wat my gelei het daartoe, om ongelowig te raak. Len, vertel ons 'n bietjie, jy het eintlik 'n interessante lewe gehad, en ook, ek wil graag 'n bietjie ingrawe in jou spiritualiteit, want jy het toe nou, nadat jy besluit het, die Godstorie is 'n bolwol, toe het jy wel ander paadjies ondersoek. Vertel ons bietjie daarvan, en vertel ons van jou jy is nou weg by Goudstad Onderwys College, en
waar die wêreld en die lewe jou toegevat? Eers het Johnny toe na die airline en ek is toe nou 10 jaar 'n vlugskelner en ek begin toe nou gesondheid studeer. En ek studeer oor die hele wêreld, in Australië, in Engeland en in Amerika en Texas. En ek leer toe homeopathy en iridology en touch for health en metamorphic techniek en al die body therapies, aromatherapy en alles. Jong, en ek gee kursusse oor die hele land en ek vertel die mense van die energy body en die chakras en healing en toe doen ek natural hygiene. En dit sê toe vir my dat dit is alles unscientific. En die krullen photography is sommer rubbish en die reiki is belaglik en homeopathy is maar net jy weet dis daai pille wat as jy 'n overdose vat gaan jy dood want dit het geen invloed op jou hoegenaamd nie. So die joke is as jy vergeet om dit te vat dan vat jy 'n overdose. En mense glo daaraan en dit werk. Mense glo daaraan en dit werk vir hulle. Want as jy vir iemand, ek het gister 'n talk gehoor, as jy iemand se seer voet wat hy nou net gestamp het soen, daai soen doen niks aan hulle nie, maar daai compassion maak dit beter. En dis wat die kerk ook doen. Die kerk is 'n gemeenskap en dit is wat 'n mens soek. Almal soek ander mense, of baie mense, ek soek dit nie. Ander mense soek ander mense om hulle. As hulle huil, dan gaan hulle by die buurvrou en die kerkdominee kom. Jy weet sulke dinge. So die kerk bied baie groot dinge aan vir mense wat baie waardevol is. En die gesingery, al die mense sing want hulle het in die kerk geleer om te sing. So daai waarde is daar. Maar die fantasie, dit is nonsens. En die probleem is, jy mag nie. Toe ek nou uitgegaan uitkom, toe gaan ek 10 jaar airline toe, so ek het nou 'n bietjie my kop wyd gemaak oor die hele wêreld toe, werk vir 16 jaar op skepe met ander cultures en alles. En natuurlik toe begin ek nou religion studeer want ek werk op die skip. En toe gebeur 9/11 en hoe meer ek studeer, hoe meer besef ek, hulle is baie meer religious as enige NG Kerkmense. Hulle is bereid om te doen wat hulle God vir hulle sê. Maak mense dood wat nie aan jou glo nie, net soos ons Jesus ook sê. Jy weet, bring hulle, maak hulle dood voor my. Maak jouself dood. Ja. Dit is, leef vir die volgende lewe, hierdie is net 'n tussenin ding. En soos ek met Christene praat, het ek nog nie een ontmoet, wat enigiets weet uit die Bybel uit, behalwe love thy neighbor, die 10 gebooie, wat in enige so belaglik is, want die eerste 5 is net om sy ego te streel, en eer jou vader en jou moeder, ja, dit is alles goed, behalwe as hulle jou mishandel, en dan natuurlik, jy mag jou buurman se aas, in Afrikaanse bees, begeer nie, dis belaglik. Nie sy bees, of sy donkie, of sy vrou, of sy slaaf, of slavin nie. Ja, dis reg. Ek bedoel, wat is ook verkeerd om vir ryk mense te sien en te dink, jy sê, ek sal dit like om dit te hê. Dit sal my lewe soveel makliker maak. Ek glo dat 'n mens moet abundance hê. Jy moet aan alles deelneem in die lewe. En alles het konsekwensies. As jy te veel lekker goed eters, dan kry jy diabetes of jy word vet. Alles het konsekwensies, deel met dit. Maar moenie jouself ek weet nie wat die Afrikaanse woord, maar ek praat meer Engels, maar deprive vir die volgende lewe nie, want dit bestaan nie regtig nie. Jy weet, daar's geen evidence vir dit nie. Ja. 'n ander ding wat jy nou genoem het oor die lewe hierna, is, het is vir my baie interessant, dat Christene treur net soos alle ander mense wanneer hulle geliefdes die planeet verlaat. En hulle behoort eintlik behoort ons almal, as jy 'n Christen is, en veral as jy glo die einde is naby, dan behoort jy mos nou eintlik so gou as moontlik daar te kom. As jy jou dood moet jy celebrate. Dis fantasties, hulle gaan terug na die... Ja. En hulle doen dit nie. Nou ek besef mense is dan 'n bietjie meer alleenig daarna, want die persoon wat jy dalk nou liefhet is dood. Dit is aaklig. Jy weet, kyk ek, gee nie om dood te gaan nie. My bucket list is vol. Ek het alles gedoen wat ek wou doen. Maar ek gaan baie kwaad wees
bemoerd wees, want ek sal daarvan hou om nog 'n boom te sien en chocolates te eet en seks te hê en al die lekker dinge te doen. En die party gaan aan sonder my. Dit maak my kwaad. Maar niemand het nog ooit hulle dood gevoel of geweet daarvan nie. Niemand nie. Dit is dood. Ja. So ek is nie bang daarvoor nie. Sê vir my Len, jy het iets gesê, nou nog gesê, jy het nie 'n behoefte aan mense nie. Ek wil tog by jou hoor, wat is jou gevoel oor aktivisme vir sekulare humanisme? En dink jy nie dat dit tog belangrik is dat ongelowige mense met mekaar gemeenskaplikheid het nie? Want ons is tog sosiale wesens. En hoe voel jy daaroor dat daar moet na buite moet ongelowige mense moet ons bietjie ons stem laat hoor? En jy as 'n gay persoon sal dalk meer kan identifiseer want ek is van mening dat ongelowige mense in die samelewing vandag is waar gay mense 30 jaar gelede was. Jy moes dit stil hou en dit is iets wat mense het op jou neergesien en jy dit maar as jy enigstens jou status in die samelewing wou behou, dan het jy dit maar aan die kas gehou. Hoe voel jy, wat is jou gedagtes daaroor? Jy weet, omdat ek van kleins af basically verwerp is deur society en almal, jy weet, het ek gewoond aan geraak om alleen te wees en ek stel nie belang in mense nie. Maar ek het ook in my werksberoepe en dinge geleer om op stage te wees. Ek was 'n auctioneer op die skip. Ek het by Health for Africa talks gegee. Ek is baie goed om met mense te praat met 'n microfoon voor mense. Ek is nie bang nie, ek is nie skaam nie. En ek dink dit moet gedoen word. Dit moet oral gedoen word. Ek weet net nie, as jy nou na 'n skool toe gaan, ek het nou goeie toegang na skole en vir hulle gaan praat oor atheism, gaan daai ouers op jou wees soos, ek het dit gedoen met vegetarianism, nee, daai ouers het mal geword. Hulle moes toe nou almal eventually my boek koop. Ja, hulle toe nou eventually almal my boek moes koop, want hulle sê, hulle kinders is nou vegetarian, en hulle weet nou nie wat om te doen nie, is my skuld. So, maar persoonlik is ek very open to, ek het 'n boek geskryf, called Holy Crap, in Afrikaans is dit heilige onsin, ek het dit vertaal, dit is beskikbaar op my e-mail vir enige een gratis. Ek het nie my naam bygesit nie, omrede ek baie plagiaat gepleeg, want as ander mense wat baie beter as ek skryf. So as ek geskryf het, en dan sê dit nee, maar hy het Richard Dawkins baie beter geskryf, het ek dit so gevat. Ek het sy naam genoem, maar soos ek sê, ek wil nie moeilikheid kom nie. So ek charge vir die boek nie gewoon verniet uit, maar dit is uit die Bybel uit geskryf. En mense, net soos niemand wil God Delusion lees as hulle Christene is nie, want hulle is te bang om te verander. Ja. Hulle kan nie imagine hoe dit is om sonder God te leef nie. Waarvoor leef jy? Waarvoor leef jy? Niks het verander nie. Niks het vir my verander nie, behalwe dat ek besef ek beter hierdie tyd geniet, want dit is al wat ek het. So, wat gee vir jou sin in die lewe, Len? My hond, my diere, plante, om in die tuin te werk, om te werk. Ek geniet dit so om daai saal vol te kry, want ek werk vir die Lions Welfare. Ek maak daai saal vol op naweke om vir hulle geld in te bring. Ek het nou 30 diere laat gratis steriliseer in die saal. Gister het mense daar gekom, ek invite hulle om gratis daar te kom dinge doen. Ek het dit vir die ateïste aangebied, kom, doen julle talks hierso, jy weet. So ek het, alles is vir my lekker. Ek geniet die lewe 100%, en weet wat? Ek voel nie skuldig oor enige iets wat ek doen nie. En ek probeer om goed te doen. Ongelukkig het ateïsme maar daai negative side, nee? Byvoorbeeld, ek het by my broer gebly in Hartbeespoortdam. Hy het my ge-invite om my huis te bou op sy grond. Ek het vir hom 'n paar 100.000 rand gegee, en hy help my toe nou om hierdie huis te bou, en alles gaan toe nou baie goed. En toe begin ek boere ateïs
Facebook page. En toe hy dit uitvind, toe is daar moeilikheid. Toe roep hy my nou eendag in, nou dis hy en sy seun en sy vrou. En die seun het eintlik die besigheid oorgevat, hulle is electricians. Toe roep hy my in een aand en hy sê vir my, ek moet daar sit en shut up, en hy vertel vir my hoe ek die vieslikste, disgustingste persoon is wat hy nog ooit ontmoet het. En hy gaan aan vir 'n uur lank. Vertel vir my hoe disgusting ek is 'n vegetarian, dis teen die Bybel. Die enigste rede hoekom hy my daar gekry het, is om my na hierdie vriend van hom toe te vat, wat 'n dominee is, en die dominee gaan vir my mooi vertel wat gaan aan, en dan sal hy my reghelp, sodat ek heteroseksueel word. Natuurlijk, so hy gaan pray the gay away. Yes. Ja. En dan, die ateïst storie, ag nee, jy weet, dit is sommer nonsens, dis 'n ding waar jy deur jy gaan, jy is maar soos 'n padda, en God is soos iets groter, en as jy 'n padda optel en nog aan buite sit, hy weet nie wat dit gebeur nie, en ons is so. En hoe meer ek hom vertel, en vir my boek wys, lees daai boek, sien dat ons alles weet van God af. Hy is jaloers, hy haat gays, hy hou nie van vrouens nie, hy verkies dit as jy 'n girlfriend soek om 'n vrou te gaan gryp en ryp. Dis in die Bybel. Ek hou daarvan om, as ek moet 'n kerk, ek wil so graag die kerk ooppak by daai stukkie. Die slang wat op bene geloop het, en toe word hy vervloek, nou moet hy kruip. Adam en Eva se slang het aangeloop gekom. En al die nonsens glo hulle maar, en hulle lag vir die moslems, wat na die maan te vlieg, Mohammed vlieg na die maan toe op 'n gevleelde ding, en hy split die maan aan toe, en dan lag hulle en sê hulle, dis belaglik. Dan vertel ek hulle van die pratende donkie, jy weet. So, toe het hy nou so vervloek en alles, en toe staan hy nou op en huil en hak my. Ek het nou maar net gestaan, en toe besluit ek gaan waai. Toe wil hy nou nie 'n kontrak teken nie, want hy sê vir my, hy is 'n Christen en 'n boer. Okay, hy teken toe die kontrak onder pressure, na hy my vreeslik gevloek het, wou slaan eintlik. En toe waai ek, en hy betaal my toe so 'n klein bietjie een keer, en nooit weer nie. Toe verloor ek nou alles waarvoor ek vir 16 jaar gewerk het. Wat het gebeur? Ek weet nie, die ding sê vir my, die battery is besig om te overheat. Dis nou seker van bo af die boodskap, hoor, pas op. Ek is nou 'n gelowige, ek het verander, jammer man. Hoe het jou ateïsme, jou verhouding met jou vriende en familie beïnvloed? Ja, dis maar moeilik, want mense vriende, daar's mense wat nie regtig belangstel nie, hulle gee nie regtig om nie, jy weet, hulle glo of hulle glo nie eintlik nie, hulle is nie, dis nie hulle hobby soos dit myne is nie, jy weet, dis vir my interessant, dis my hobby, ek like dit om daarvan te weet en so aan. Maar wat gebeur het, byvoorbeeld, 'n groot ding wat met my gebeur het, is my broer het my invite om op sy plaas my huis te kom bou, sy smallhouding. Toe het ek die laaste 16 jaar wat ek gewerk het op skepe en geld versamel het, toen ek hom cash gegee, en hy bou toe vir my die huis, want hy is elektrician in Hartbeespoort. En toe begin ek 'n YouTube channel, nie 'n YouTube channel nie, 'n Facebook boere ateïs. En toe hy dit uitvind, toe is hy baie kwaad, en toe sny hy my wifi af, en toe gaan alles verkeerd. Toe eventually vra ek hom of hy asseblief 'n kontrak sal teken dat ek kan waai. Maar hy sê toe vir my, hy is 'n Christen en 'n boer, en dit beteken ek kan nog trust en ek kan nog waai. En hy gaan vir my terugbetaal van my huis wat hy toe nou by my gekoop het, en wat op die oomblik nou 'n gastehuis is, wat genoem word Down the Rabbit Hole, kan jy dit nou nog glo. In elk geval, toe ek nou waai, toe betaal hulle my die eerste bietjie, een keer, en toe nooit weer nie, en nou, toes ek basically op straat, want toe het ek nou alles verloor wat ek vir 16 jaar gewerk het vir my neseier. Ja. Toe moet ek begin, toe het my vriende my gelukkig gehelp, ek begin toe nou met presies 'n 10de van my gewone salaris. So waar ek nou R40.000 gekry, 10 jaar gelede kry ek toe R4.000, ek begin toe weer heeltemal van vooraf. En ek wou daai geld gebruik het om 'n besigheid te begin, om dinge te doen, jy weet, van my ou dag. Ek is nou 67 volgende maand,
En ek moet begin dink aan net rustig geraak, maar ongelukkig werk dit nou nie so nie. Ek moet nou baie hard werk om net kos voor te sit. Ja, so toe loos ek nou al my geld en hulle weier en ons het nie kwaai vriende gewees nie. Ek is daar weg. Hulle het my gehelp om te waai, my gehelp trek en so aan. Ek het hulle betaal daarvoor. Toe trek ek Nelspruit toe van Hartbeespoort. En dit is nou die laaste wat ek van hulle hoor. En toe het ek na lawyers toe gegaan eventually. En ja, dit is nou maar, jy weet, as ek hoor iemand sê hulle is 'n boer en 'n Christen, dan hardloop ek. Ek het dit nou al geleer. Vernaam op as jy iets koop op die internet, as hulle sê jy kan hulle trust, hulle is Christene, net dan hardloop jy aan my op. Maar nou ja, dit het nie regtig te doen met ander Christene nie. Ander Christene doen nou nie dit nie. Dit is net vir my baie interessant dat mense jou as jy ateïs is of gay of vegetarian so kan haat dat hulle sal enige iets doen om jou te breek. Hulle het daai diep, ek weet nie wat dit is nie, 'n hol gevoel om jou te breek. En ek het nou besluit, I will just let it go. Ek is happy, ek kan slaap in die aand. Ek het vrede met almal om my. Ek is nie 'n fighter nie. Ek is baie assertive, maar ek is nie 'n fighter nie. En dalk het hulle daai geld meer nodig as ek, jy weet. Jy weet, daar's baie ryk mense wat nie genoeg het nie. Dit is maar 'n sielkundige probleem. En ek het nie daai holkom nie. Wat ek het, of dit nou net 'n bed en 'n tafel en een stoel is en nie is 'n televisie nie, is genoeg vir my. So ek is 'n multimiljonair. So ek hoop nou maar regtig dat die hel nie die waarheid is nie, want ek wil nie in hulle skoene staan nie. Ek let it go. Jy weet, ek wil hê hulle moet 'n vrede leef, hulle moet daai geld gebruik om hulle self gelukkig te maak en ek hoop dit werk vir hulle. Maar ja, dis nou my negatiewe situation met Christene. Verder is dit nie veel gebabbe nie. As ek met iemand daaroor praat, is hulle maar altyd geskok. Hulle kan nie glo jy kan sonder God leef nie. En dan vra ek hulle vra. In die eerste plek ken hulle niks van die Bybel af nie. In die tweede plek vra hulle waar jy jou morals kry. Ek kry my morals, weet ek voel so guilty as ek lelik is met iemand agter die counter by Checkers byvoorbeeld. Ek het maar daai ingeboude deel oor miljoene jaar of honderde duisende jare wat mense saamgeleef het, wat jy besef jy moet saamleef met ander mense. Jy het nie 'n keuse nie. En 'n kerk het daarna nou eers 'n bietjie bygekom, kyk hulle haat nog steeds die Christene, maar hulle aanvaar ons nou al 'n bietjie meer as jy 'n gay is byvoorbeeld. Nie as gevolg omdat hulle besluit het dis goed nie. Hulle haat jou nog steeds, want hulle weet jy gaan help toe, maar hulle probeer nou maar deur mense se morality, secular morality. Ons praat met mekaar en ons besluit nee, 'n transpersoon is ook 'n mens, jy weet, en dit het niks met jou te doen nie, los hulle uit. Ja. So ek dink my morele waardes is baie beter as ek nou die Bybel lees en ek sien hoe jy jou kinders moet doodmaak en vrouens moet suppress en gays moet doodmaak, dan weet ek dat die Christene wat ek ken is ook nie regtig Christen nie, want hulle doen dit nie. En hulle doen dit nie omdat hulle die Bybel ken nie, hulle doen dit nie omdat hulle weet dit is verkeerd. So hulle morality is beter as God se. En dit is vir my nogal baie shocking, jy weet, hoe kan hulle nog daai snap glo? Soos gay mense wat religious is, al die gay mense wat ek sien is religious en dit is vir my so belaglik. Kan jy nie vir jouself dink nie, maar dit is so diep in ons gewortel dat jy hulle nie kan bly nie. Elke ding van wat jy groot geword het, dis net logies aanvaar, jy weet. Len, ek wil Ja. vra jy het gesê godsdiens is jou hobby. Vertel my 'n bietjie meer. Ja, dit is my hobby. Man, ek het baie hobbies. Ek is heeltemal te besig met hobbies om nog 'n werk op te hê, jy weet. Ek hou van dinge doen. Ek maak altyd ietsie, ek het honderde dinge wat ek doen en godsdiens want ek hou van studeer. En toe ek in die biblioteek gewerk het, het ek nou al die boeke kon koop. Ek het nou al die atheist boeke ook gekoop en die Christelike boeke en die Muslim boeke en die Bhagavad Gita en hulle almal gestudeer. Want dis 'n baie belangrike besluit om te neem dat die Bybel is 'n storieboek.
dat jy daar kan verkeerd wees en dan gaan jy nou brand vir ewig en ewig en ewig. Dis 'n moediese keuse om te maak. Alhoewel mens maak nie 'n keuse nie of jy glo dit nie. Maar jy moet dan 'n bietjie meer info daaroor hê. So dis 'n baie groot keuse. En ek moes dit gestudeer het. En ek het dit in detail gestudeer en hoe meer ek die Bybel gelees het, hoe meer belaglik het ek besef dit is. En hoe meer ek die Moslim Bybel lees, hoe meer het ek besef hoe belaglik dit is. En dit maak nie saak, en ek wil graag die Christene antwoord. As hulle vir my sê, nou maar waar kry jy jou morals, wat gaan gebeur na die dood? Toe begin ek dit by mekaar sit en vir myself 'n boek skryf. En toe het ek nou die boek geskryf, en soos ek sê, ek kan nie eintlik die boek print nie, want ek het baie toe, soos ek nou aangegaan het sien, Dawkins skryf beter as ek, Sam Harris skryf beter as ek, dan vat ek hulle gedeeltes, dan swap ek dit met myne. Maar ja, hier is die boek wat ek geskryf het. In Afrikaans, heilige onsin, dan sê hy voor, God, faith and other biblical nonsense, en onder sê hy, you must love me or I will burn you in hell forever, have a nice day, God. En dit wat ek ook nie kan verstaan nie, you must love me. Dit is vir my so crazy. Jy weet, ek love die meeste van die mense om my nie eers nie. Wat nog van as jy hulle nie ken nie? Presies. Dis my interessant dat jy nou daai hele ding van liefde, jy weet as mens dink aan sê goedjies soos God is liefde. Bless you. Wat beteken dit eintlik? Wel vir my is dit wat? Dis 'n diepte. Ek beskou dit as 'n diepte. 'n Diepte is iets wat diep klink totdat jy daaroor begin nadink en agterkom eintlik is dit totaal niks seggend want dit wat ons liefde noem is 'n komplekse emosie en biochemiese reaksie. Ja. En ek sê nie dit is liefde is baie werklik en dit wat ons ervaar wat ons liefde noem is uiters belangrik en dit hou ons tot 'n mate aan die lewe want as jy nie liefde vir jou kind voel nie, gaan jy nie worry of hy gaan of lewe, dan gaan die spesies baie vinnig uitsterf. Maar en dit is 100% evidential. Ja, en om iets te sê soos God is liefde, maak eintlik dit wat ons liefde noem vir my absoluut goedkoop, want dit beteken niks. En om te sê jy moet almal lief hê, maak dit ook niks seggend, want om vir iemand lief te wees, moet jy hulle ken. Jy moet in 'n verhouding met hulle staan. Ek is nie lief vir die mense wat langs my bly nie. Ek gee om vir hulle en ek gee om vir wat met hulle gebeur en as ek hulle baie goed leer ken en ons word baie goed met mekaar bevriend, kan daar 'n liefdesverhouding ontstaan tussen ons. Maar die feit dat ek nie lief is vir iemand nie, beteken nie dat ek hulle verag, dat ek hulle minder ag as myself of dat ek met hulle goor gaan wees nie. Want omdat ons soos jy sê sosiale wesens is, weet ons baie goed hoe om sosiaal nice met mekaar te wees, want die wêreld is al klaar moeilik genoeg om te navigeer en hoe minder nice jy met ander mense is, hoe moeiliker is die wêreld om te navigeer. Maar ek wil jou nog gou 'n ander vraag vra. Dink jy daar's iets wat jou tot bekering sal kan bring? Okay, voor ek daai vraag vra, wil ek net die vorige een antwoord. Mense sê altyd my, but it doesn't matter. Jesus loves you. Dit is ontsettend arrogant. Wat hulle eintlik vir jou sê, is Jesus loves you. If you do not love him back, which you don't, because you're an atheist, you go to hell. En ons gee nie om nie. Ons bid nog steeds vir hierdie monster wat jou gaan hel toe stuur, deur vir jou te sê, Jesus loves you met 'n vroom gesig. So dit is 'n verskriklike arrogant insult om dit vir my te sê, that Jesus still loves you, even if you don't love him. Is daar iets wat my tot bekering kan kom? Kyk, ek neem aan, God sal weet wat my tot bekering kan kom, laat maak. Maar tot dusver het hy nie, want soos ek gesê, daai Guatemalan plastic standbeeld wat vars bloed drup, is nie vir my 'n wonderwerk nie. En
hier waar hulle healing hou en jou kop seer gaan weg na hy 2 panade is vir die kerk toe gegaan het, gevat het, dis nie vir my 'n wonderwerk nie. Groei 'n been aan, dan gaan ek 2 keer moet dink. Maar God en healing en so aan diskrimineer natuurlik die mense uit 8 dinge. Nee? As jy 8 bene het, daar's geen manier op die hele wêreld vir jou kan bid wat daai been teruggroei nie. Akedisse groei hulle sterkte terug. Hoekom kan ons dit nie teruggroei nie? Dit hoef nie eers 'n wonderwerk te wees nie. So ek weet nie wat sal my kan laat bekeer nie, want ek dink selfs 'n stem uit die hemel uit is dalk 'n loudspeaker. Jy weet, daar is soveel toornaars wat sulke wonderlike dinge doen. God sal weet wat hy moet doen om my te kan bekeer. Maar aan die ander kant, al kom hy vandag hier aan en hy bestaan, ek gaan hom nie volg nie. Hy is immoral, hy is unethical, hy is onregverdig. Voor ek gebore is, miljoen, triljoen jare gelede, het ek presies geweet wat met my gaan gebeur. Ek gaan hel toe volgens hom. So waarom het hy my gecreate? Waarvoor het hy die mensdom gecreate? So ja, dis vir my 'n total stupid, ek weet nie wat noem mense dit nie, weet, dit sal 'n baie goeie wonderwerk moet wees om my na God te bring. Ongelowiges moet ons bietjie meer dink oor die woorde wat ons gebruik om duideliker te kommunikeer. En ek verkies om nie te sê ek glo nie in God nie. Ek verkies om te sê ek is nie oortuig dat daar 'n wese soos die God van die Bybel bestaan nie. So op grond van die getuienis is ek nie oortuig dat ek kan bevind dat God bestaan nie. Maar daar's ook 'n verskil om gestel nou daar kom getuienis na vore wat onweerlegbaar is. Met ander woorde, ek kan nie daarteen stry nie. Ek moet aanvaar. Daar is hierdie wese en hy is soos wat daar van hom geskryf staan in die Bybel. Dan beteken dit nog glad nie dat ek daarom voor hom gaan kniel en sê halleluja, amen, jy is die grootste nie. Dit lyk vir my asof daar by baie mense nog steeds 'n primitiewe behoefte is om iets te aanbid. En iets wat ek nogal vind van ongelowige mense is dat ons het nie nodig om enige iets te aanbid nie. En dit beteken nie dat ons nie aanvaar dat daar dinge baie groter en meer groots is as wat ons is. Hier waar ek in Woester bly, as ek na die berge hier om my kyk, dit slaan nog steeds my asem weg. En ek voel klein voor die grootsheid daarvan. Maar ek het geen behoefte om op my knieë neer te val en die berge te aanbid nie. Wil jy 'n bietjie praat oor daai ding van ons Ek dink mense is so bang vir die dood en dat hulle nie belangrik is nie. Dat hulle gaan doodgaan en verdwyn. En dan gaan niks aan hulle oorbly nie. En binne 20 jaar, weet niemand meer van jou nie. Jou familie vergeet jy na 2 maande. Hulle sal nog so nou na jou foto's kyk en bietjie huil, maar basically is jy gone. Jy is gone. En mense kan nie dit verstaan nie, hulle wil dit nie aanvaar nie, hulle wil glo daar is iets meer. En daarvoor hoop hulle daar is 'n sky daddy. Iemand wat agter hulle kyk en daar is 'n nalewe en hulle gaan hemel toe en hulle gaan vir altyd lewe en hulle gaan almal wat dood is wat hulle so voor lief gehad het, weer sien. Dis maar wat ek kan dink. Hulle het daai vrees in hulle vir die dood. Maar eintlik is religion 'n death cult. Jy is maar net hier om te voorberei vir jou volgende lewe. So, hoe gou jy dood gaan, hoe beter dat jy kan daar uitkom, ja, eintlik. Ek besef dat elke dag is valuable, jy weet. Elke dag is so valuable. As ek die berge sien, elke dag wat ek hier afry en hierdie berge agter my sien, is ek in awe van nature. Of selfs vir elke blommetjie in die tuin, vir elke ding is vir my unbelievable. En hoe meer ek wetenskap en biologie en daai dinge na kyk en dit verstaan, hoe meer amazing dit is. Ek het nie nodig om 'n sky daddy daar agter te sien nie. Ons is baie lucky dat ons aangepas het hier. Dit het nie aangepas by ons nie. Ons is maar net lucky dat ons hier kon voort bestaan. En
En daar is tsunamies, en daar's aardbewings, en daar's siektes, en daar's bakterieë en virusse wat ons aanval. Ons is bloody lucky om te lewe. Never mind, gemaak vir ons. Jy's niks nie. Môre skud die aarde of 'n ding tref ons en ons is almal dood. En weet jy wat? Mercurius gaan nie omgee nie, Venus gaan nie omgee nie, niemand gaan omgee nie. Ons is gone. Niemand gaan omgee nie. Ons weet nie wat daarvoor gebeur het met wat is die woord? By Genesis. Ons weet nie en die antwoord is ons weet nie. En soos jy nou gesê het, ja, dit is waar. Daar is dalk 'n God, hoor. Daar is dalk 'n God wat die wêreld gemaak het, toe vlieg hy weg na 'n ander plek toe en hy's daar besig met ander dinge. Maar dis nie die God van die Bybel nie. Dis definitief nie hy nie. Dis dalk iets heeltemal anders, nie een wat sy ego gestreel wil hê van die oggend tot die aand nie. Jy weet wat jy moet sing en alles net vir hom leef nie. I'm sorry, dit werk nie vir my nie. Is jy bang om dood te gaan? Want soos ek vir jou sê, ek is bemoord as ek daaraan dink, want die party gaan aan sonder my. En weet jy wat? Ek wil nog steeds chocolate eet, ek wil nog steeds diere ken en met diere speel en seks hê en op die beach loop en in die bos loop en daai dinge doen. So ek is al nou baie kwaad dat dit moet gebeur. Dit is vir my baie unfortunate, ek is glad nie happy daarmee nie, maar ek is nie bang daarvoor nie, want ek weet, ek het 'n triljoen jare dood gewees, solank so die aarde is 14.6 biljoen die universe, en ek is nie baie gepla daaroor nie. So, kom gaan ek gepla wees as ek verdwyn, jy weet, gone. Maar ek moet sê, ek is nie happy daarmee nie. Wat my die meeste maar net pla is hoe jy doodgaan. Jy weet, hoe jy doodgaan is gewoonlik van my suffering. En ek wil in beheer daarvan wees, ja. En ek neem voorsorgmaatreëls om in beheer daarvan te wees. Ek wil by jou hoor of daar 'n boek, 'n skrywer, 'n influencer, miskien 'n YouTuber is wat vir jou, wat jy as besonder invloedryk of sensible beskou, en wil jy ons 'n bietjie vertel daarvan? Kyk, wat is sy naam? Sam Harris, almal van hulle is ek luister elke dag na hulle. Ek luister elke dag na die atheist community se mense, maar elkeen van die groot name in die atheist community tot daai Ricky Gervais. Ricky Gervais is amazing. Ek dink dit is wonderlik om atheist te wees. Wat is jou mening oor atheist communities, oor ateïstiese of sekulare humanistiese gemeenskap en gemeenskappe? Dink jy dit is iets wat nodig is? Is jy daarvoor, daarteen, neutraal? En wat kan ons doen om dit te vestig? Sou jy dink dit is wel van nut vir mense wat nie gelowig is? Jy weet, die eerste ding wat met jou gebeur as jy nie meer gelowig is nie, is dat jy alleen is. Jy het nie meer 'n community nie, jy gaan nie meer na die kerk, na die fonteine in Pretoria saam met die kerk nie, en dis fabulous om dit te gedoen het toe ons jong was. En jy gaan nie kerk toe nie, so hulle staan buite, terwyl hulle nou buite staan, niemand rook nie, want dit is nou evil, maar dan chat hulle met mekaar, en daai dinge mis ons. Ek mis dit nie baie nie, want ek is verkies om alleen te wees, maar ek kan sien dat dit is wat mense mis. Ek mis om so nou en dan met 1 of 2 mense saam te kom en te gesels. As dan meer as 2 is bietjie vir my uncomfortable. En ek run nou 'n saal wat ek wil hê die ateïste moet 1 keer elke 3 maande 'n groot party daar kom hou en dan kan ons 'n speech gee, ons kan lekker saam eet, ons kan 'n bietjie vent, want waar vent jy tog nou? Jy weet, waar sê jy tog nou vir mense hoe siek jy is, vir almal wat vir jou sê, bless you, Jesus loves you, en al daai smert. So ek dink dit is baie, baie belangrik. Ja. En ek wil dit organiseer. Ek en jy het gepraat, né? Ons het gepraat oor 25 Januarie, né? 2025. As jy in die omgewing van Brackenfell, Stellenbosch, Wellington, Durbanville, Kaapstad, Parel, Woester, ek dink ons sal 'n ou bussietjie kan reël van Woester af. Kyk, solank dit gaan iewers
in Januarie of vroeg Februarie 2025 gaan ons by die Lions saal in Brackenfell bymekaar kom. As jy wil idees uitruil oor wat jy sal geniet, ons kan 'n paar sprekers kry, ons kan 'n paar musikante kry en ons kan 'n lekker saamkuier hou in die warm van die Kaapse somer. Ons beplan dit, ek en Len het al begin werk daaraan. So as jy ons wil join en jy wil deel wees daarvan, laat weet solank, jy weet waar my te kry op Facebook en Len, kan jy vir ons jou Facebook, is jy op Facebook? Net Len Evans. Ons soek net vir Ja, en daar's 'n foto van my. Ten slotte, Ek het net hierdie ding afsit en kyk hoe dit werk. wat sê jy vir gelowige mense? Dankie en bye. Bye. Okay, bye bye.